lees Eksodus 3 van vers 1 af. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word sowaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. En Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Ons lees net daai 6 verse tot daar. Die eerste ding wat ek wil hê ons moet weet en wat ons hier moet raak sien, is dat Moses hoef nie te gestop het nie. Dis 'n baie belangrike detail wat ek nie wil hê ons moet mis nie. Moses kon aangehou loop het. Hy was besig om sy skoonpa se diere daar in die woestyn in te jaag. Hy was besig op pad heen. Moses op hierdie punt is nie die Moses wat ons ken van sonnaarskool dae of van kinderbybel dae nie. Hy is 'n vlugteling van die gereg. Hy's 'n man wat wegkruip in die woestyn. Hy kyk na sy skoonpa se skape daar terwyl die moordklag in Egipte stadig besig is om weg te gaan. Hy het 'n werk om te doen. Hy is nie maar net daar besig om rond te drentel nie. Hy het skape wat aan die beweeg is om na te kyk. Hy het 'n roetine wat hom veilig hou, 'n roetine wat hom so half anoniem hou, waarmee hy nou maar net rustig mee besig is. En daai roetine sluit nie brandende bosse in 'n woestyn in nie. Dis nie deel van sy beplanning nie, dis nie deel van sy roetine nie. Hierdie bos is ook nie op sy pad noodwendig nie. Dis nie asof hy loop en skielik staan hierdie brandende bos reg voor hom nie. Nee, ons lees baie duidelik. Dit was iewers daar aan die een kant van die pad. Hy moes afdraai. Ek dink ook nie dit was baie naby aan die pad nie, want hy sê ek moet tog afdraai om te gaan kyk. So dis asof hierdie bos net so bietjie daar ver weg van hom af aan die brand is, so al van die kant van sy sig. Hy kon vir homself gesê het, ag, dit is 'n bos wat brand in die woestyn, is seker maar die weerlig, hoeveel skade gaan dit nou wragtig regtig maak, 'n bos wat brand. Hy kon vir homself gesê het, ek sal môre terugkom en kom kyk, dalk is daar iets oor van die bos. Hy kon vir homself gedink het, weet jy, in die woestyn het ek al vreemder dinge gesien, ek gaan net my kop afhou en hierdie eintlik ignoreer. So daar's baie opsies wat hy gehad het om hierdie brandende bos eintlik maar net te los en net aan te gaan met sy lewe. Maar, en dis een van die groot draaipunte wat die eenvoudigste gestel is in die Bybel, Moses sê, ek moet afdraai. Ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan gaan kyk. So Moses kies om af te draai. En dan wanneer hy kies om af te draai, wanneer hy kies om te gaan kyk, dan sien God hom raak en dan roep God na hom. Soos dink jy ons nou ook tot 'n mate mee gehelp het, ons leef in 'n wêreld waar ons almal nou maar net besig is met ons eie pad, ons is besig met ons eie dinge, of ek nou werk en of ek nou afgetree is, maak nie eintlik saak nie, ek is besig. Ek's besig met my foon, ek's besig met my familie, ek's besig met my werk, ek's besig met my huis, ek's besig met my vriende. So voor ons vir Moses oordeel oor, moet ons vir onsself vra, maar wat doen ons elke dag? Want as ek net oor myself praat, ek is 'n meester daarvan om nie af te draai nie. Ek is 'n meester daarvan om te sê, maar ek het my roetine, ek het my beplanning, ek weet, nee, ek lieg, ek is nie baie goed met beplanning nie, babs.
Maar ek weet, ek het goed wat ek wil doen vandag. Ek wil daarmee besig wees. Ek het nie nou tyd vir ander goedjies en om te stop en by ander goed uit te kom nie. Ons het hele sisteme wat ons bou, wat ons help om op die regte pad te bly. Ek het my foon, ek het my kalender op my foon, my kalender gee vir my 'n hele te-doen lysie van wat ek vandag moet doen. My horlosie sê vir my, luister, jy beter aan die hardloop bly, want jy het 10.000 tree wat jy vandag moet gee. Al hierdie goeders help ons om 'n illusie te skep van 'n lewe wat hanteerbaar is. Die illusie dat ek is in beheer, dat al wat gaan gebeur vandag in my dag is dinge waarvoor ek reeds beplan het. En ons beweeg partykeer so vinnig deur ons omgewing of deur ons dag, dat die wêreld rondom ons begin blur. Ons sien dit eintlik nie eers raak nie. Ons is net so vinnig op pad iewers heen. Dit is hoekom ons aan die einde van die dag, of aan die einde van 'n seisoen sê, magtig, maar hierdie jaar vlieg verby. Want dit is wat ons doen. Ons hardloop op pad iewers heen, en ons het nie tyd vir brandende bosse nie. Ek het nie tyd vir goedjies wat hier besig is in die periferie van my sig nie. Dit pla my nie. Daai bos moet nou maar op sy eie aanhou. Georgia O'Keeffe met 'n F, wat hierdie sonneblom geverf het. Sy was bekend vir haar enorme blomme, enkelblomme wat sy geverf het. Sy sê, in 'n manier of op 'n manier sien niemand regtig 'n blom regtig raak nie. 'n Blom is so klein en ons het nie tyd nie, en om dit raak te sien vat van daai tyd. Net so op dieselfde manier as wat het om 'n vriend te hê tyd vat. Ek moet stop, ek moet aandag gee. Nou sy is nie 'n teoloog nie, sy is net 'n kunstenaar, maar ek dink sy raak aan iets wat behoort in die middelpunt van ons geestelike lewe te wees. Om enige iets regtig raak te sien, moet ek stop. Moet ek so 'n bietjie briek trap. Ek moet rustiger wees om iets te kan sien. En die tragedie is nie net dat ons mooi goed mis nie. Die tragedie is nie net dat ek die blomme en die natuur rondom my mis nie. Die probleem is dat ek elke dag baie kere verby brandende bosse loop en dit nie eers sien nie. Oomblikke waar God met my wou praat, oomblikke waar God in my lewe wil verskyn, uitnodigings om iets heilig te ontdek in my lewe. Maar ek mis dit, want ek is so vinnig op pad iewers heen en ek het klaar besluit waarheen ek gaan. Ek is op pad na vanaand toe. Hierdie teks met Moses sê vir ons dat heilige grond is nie een van 'n spesiale kategorie van grond wat iewers agter toue weggesteek is daar in 'n museum en dit is waar ons moet kyk nie. Nee, enige plek waar God is heilig. En waar is God? God is alomteenwoordig. Orals waar God is. Die woestyn waar Moses homself bevind elke dag is heilige grond. Hy het dit net nie agtergekom nie. Hy het net nie besef dat hierdie plek waar hy is 'n plek waar God wil praat nie, tot die dag wat hy uiteindelik gestop het. Aandag gee, glo ek, is nie net 'n persoonlikheidsding nie. Dis nie net party mense wat goed is met aandag gee nie. Dis ook nie net 'n kognitiewe vermoë wat ek het nie. Dis 'n geestelike oefening. Om aandag te gee is hoe ons eer gee aan die heiligheid van God wat hier en elke dag op elke plek is. 'n ander vrou skryf in haar boek The Color of Purple, sê sy glo dit maak God se hart seer as hy pers in die veld gesit het en ons sien dit nie raak nie. Ek dink sy's reg. God het hierdie wêreld gemaak, het hierdie skepping gemaak en hy het heiligheid in alles ingeweef van hierdie skepping in. En wat doen ons? Ons hardloop verby dit. Ons trap op dit. Ons mis dit. Miskien is dit juis waar God wou gehad het ek moes wees.
wat hierdie teks ook vir ons sê, is dat wanneer ek uiteindelik stop en aandag gee, wanneer ek vir 'n oomblik rustig raak en uiteindelik kyk na wat rondom my aangaan, dan sien God dit ook raak. Daar's 'n volgorde in hierdie teks wat ons moet raak sien. Moses, God verskyn in die brandende bos. Moses draai af. God sien raak dat Moses afgedraai het en dan roep God na Moses toe. So die roeping volg op die afdraai. Dis amper, en ek dink, dis wat hierdie teks sê, is dat God wag vir ons aandag voordat hy met ons praat. Hy praat nie net in die ruimte in nie. Dis nie soos duintjie wat ek nou moes op skree en skree tot sy uiteindelik gehoor het, maar luister, hier's iets aan die gang nie. God wag tot ek aandag gee en dan praat hy. Beteken nie ek kan God se aandag verdien deur meer aandag te gee nie. Dit beteken nie ek kan sy teenwoordigheid verdien deur beter aandag gegee nie, want hy word nie gevange gehou deur my aandag nie. Maar dit sê tog iets oor hoe God kies om te werk. God kies om te werk nie net in die groot goed nie net deur vuurkolomme en wolkkolomme nie. Hy kom nie deur sterker of groter te wees as my aandag afleibaarheid nie. Hy kom saggies met die uitnodiging. Draai af. En dan wag hy vir ons om af te draai. En as ons afdraai, dan roep hy ons op ons naam. En hierdie teks baie duidelik, hy roep Moses, Moses. Daai 2 keer roep is 'n duidelike vorm in die Bybel van hoe God mense roep. Hy het vir Abraham so geroep, hy het vir Samuel so geroep. Weer en weer is dit hierdie 2 roep, Moses, Moses, of Abraham, Abraham. Dit sê iets van hier's 'n dringendheid in God se roep. Maar daai dringendheid wag vir Moses om af te draai. Dit wag vir Moses om naby genoeg te kom sodat hy sy naam kon hoor. As hy aangeloop het en nie afgedraai het nie, het God dalk nie geroep nie. Of as God geroep het terwyl Moses maar net aanloop, dan het sy naam net daar in die woestyn lig gehang, ongehoord. En dit is nogals vir my 'n skrikwekkende gedagte. Hoeveel keer het God al my naam geroep? In 'n oomblik wat ek te haastig was om te hoor. In 'n oomblik wat ek eintlik net verby gehardloop het. Hoeveel keer wou God al met my praat, maar ek was op pad iewers heen. So wat vat dit van ons? Wat vra dit van ons prakties om aandag te gee? Dit vra van ons 'n bereidwilligheid om te sê ek kan iewers onderbreek word. My dag en my beplanning en my doel waarheen ek op pad is nie so belangrik nie. Iewers maak ek myself oop, ek stel myself oop daarvoor dat God my kan kom onderbreek. Dit vra van my om my greep op my dag of my greep op my eie planne so bietjie te los. Vra van my die bereidwilligheid om 'n afdraaipaadjie te vat. Om af te klim van my eie planne af te klim van my eie pad af. Ek dink dit vra ook van my die bereidwilligheid om soms 2 keer te kyk. Om net weer te kyk na die dinge wat ek gewoonlik sou ignoreer. Daai persoon wat alleen sit in die hoek van 'n kamer of in die dokter se spreekkamer, daai boom wat ek elke dag verbyry of elke dag verbyloop, daai vreemdeling wat ek raakloop by die Checkers of by die Spar, wie se gesig ek eintlik so half ken, omdat ek iets sien in sy of haar gesig wat aan my bekend is. Ek dink hierdie geestelike dissipline van aandag gee is baie eenvoudig. In 2 woorde opsombaar. Kyk weer. Kyk weer. Vat net 'n oomblik om raak te sien of dit wat voor jou is regtig dit is of nie dalk iets is wat jy moet raak sien nie voordat jy aanbeweeg. Ek dink dit vra ook van ons
en ons sien dit in Moses, dat ons sandale sal uittrek. Dat ons voor God sal kom staan sonder al ons verdedigingslyne, sonder al ons planne, met ons, die goed wat my aandag aftrek, bietjie neergesit, werklik teenwoordig in daai plek. Om wanneer ek aandag gee, nie haastig aandag te gee nie. Wanneer ek besig is met stilte tyd, bietjie rustig te wees, tyd te gee vir God om met my te praat. En ek dink dit vra ook van my 'n stuk vertroue. 'n Vertroue dat die stuk grond waar ek myself bevind, dat hierdie doodnormale, soms vervelige, glad nie wonderlike lewe van my, hierdie Sondag, hierdie Maandag, Dinsdag, Woensdag, hierdie selfe woestyn wat ek al 100 keer moes oorgaan in my lewe, dat dit heilige grond is. Dat dit 'n plek is waar God is. Want die vraag is dan nie, is God hier en wil God praat nie? Die vraag is ek bereid om af te draai, lank genoeg te stop, om te sien, en in daai sien, gesien te word. Wat Moses gemaak het, was nie sy wonderlike manier van praat nie. Ons weet hy kon nie praat nie. Dit was nie sy krag in sy lyf nie. Dit was nie sy politiese koneksies wat hy gehad het met die farao nie. Dit was nie omdat hy braaf genoeg was, al moes sy broer saam met hom gaan, om daar voor farao te gaan staan nie. Wat Moses gemaak het, was hierdie een enkele ding, wat nooit weer herhaal kon word nie. Die feit dat hy kon aangehou loop het, en hy het nie. En dit verander in daai oomblik alles. My gebed vir hierdie Pinksterweek, vir my en vir julle, is dat hierdie brandende bos nader kan wees as wat ons dink. Hierdie brandende bos kan net daar in my tuin wees, kan in die stoorkamer by my werk wees. En die vraag van hierdie teks, en ek dink die vraag wat die Heilige Gees vir ons vra, wel, wat ek glo hy vra, en wat ek wil hê ons moet hoor in hierdie Pinkstertyd, is gaan jy afdraai? Gaan jy bereid wees om te stop en weer te kyk? Selfs op daai plek wat lyk of dit nie saak maak nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie vir u teenwoordigheid in ons wêreld. Dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens, elke dag, op elke plek waar ons kom. Maar Here, jammer dat ons baie keer net deur hardloop, verby hardloop, nie stop en weer kyk nie, of die brandende bosse in ons lewens eintlik maar net ignoreer. Here, help ons om bietjie rustiger te wees, bietjie stadiger te loop, bietjie meer rond te kyk. Ek vra dit in u naam. Amen.